En ek verseker jou dat jy vanmôre 'n belewenis met die Here gaan hê. Hoeveel van julle beleef hom reeds? Kom aan, sy lieflike teenwoordigheid. Amen, amen. Ek gaan net so 'n minuut gee, dan gee jy net ons kelkies terug. Moet hulle in die huis toe vat nie asseblief. Kinders van die Here steel nie. Jy lag nou. Party ons doen snaakse goed. Los die kerk so goed. Sit hom mooi terug, sodat ons jou volgende keer weer kan bedien. Halleluja. Gaan dit goed met almal? Nog skoolvakansie. Ons is bly die Here gaan nooit met vakansie. Hoeveel van julle is reg vir die woord? Sê gou vir jou langs so jy moet nou oplet in die klas. Hoor, kom, sê gou vir iemand. Hoeveel van julle is bly jy kan in die klas van die Heilige Gees wees? Prys die lieflike naam van die Here. Kom ons begin met 'n oulike grappie. Ek wil dadelik sê, dis net grappies, want hierdie grappies kom nou uit Brakpan uit. So nou nie vir my kwaad wees nie, ek het baie vriende en volgelinge van oral, ook in Brakpan, dis net 'n grappie. Alright, en dis vir my aangestuur. So Jannie van Brakpan, kyk hoe sy tannie poeier op haar baba gooi. En Jannie baie ernstig kyk na die tannie en hy sê, tannie moenie sleg voel nie, ons honde het ook vlooie. Ou Jannie, wil jy nog 'n Brakpan een hoor? Is net 'n grappie. So in Brakpan sukkel die ouens maar kwaai met die Engels. En die matriek skryf toe hulle Engelse tweede taal eindvraestel. En toe hulle klaar is, toe vra Koos vir Piet, hoe lyk jou leeu? Hoe lyk jou leeu wat ons moes teken? Wat 'n leeu, vra Piet. Koos sê, het jy dan nie gesien onder aan die vraestel het daar gestaan, draw a line. Halleluja, is 'n voorreg om te kan lag. Halleluja, wie van julle sukkel om te lag en hou ook bietjie aan? Sê vir jou langs, jy moet baie meer lag, net maak jou gesond. Ek praat vanoggend oor 'n wonderlike tema wat jou lewe en almal se lewens gaan verander. En dit is God se antidepressant. Jy moet hierdie woord wyd en suid stuur, dit gaan jou familie, jou vriende, jou bure en almal vir wie jy lief is baie help en vrymaak. Daar is 'n ding wat toeneem soos nog nooit vantevore nie, ons sien dit elke dag in die bediening. Jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat baie in so mooi groot gehoor soos vandag en almal wat nou kyk van waar sukkel met depressie. En ek wil vir jou 'n antwoord gee. Ek wil dadelik sê ons het groot meegevoel en empatie met mense wat sukkel met depressie. Ons sê ook vir die Here baie dankie vir al die hulpmiddels, vir dokters en vir medikasie. Maar ek glo dat die Here vir ons 'n wonderlike woord het wat baie gaan vrymaak. En God se antidepressant het geen neeweffekte nie. Want wat die dokter doen is hy skryf jou 'n antidepressant voor as jy sukkel met depressie of selfs angs. Daar's maar verskeie simptome, vrees. En die tyd waarin ons leef is moeilike tye, is uitdagende tye. En dan sal hy vir jou 'n antidepressant voorskryf en hierdie antidepressant sal dan verligting bring vir jou depressie, maar ek het nou uit ervaring
baie mense bedien. En dan sien ek dat die antidepressant gewoonlik net daai depressie en alles wat daarmee saamgaan vir 'n oomblik onderdruk. Maar nie noodwendig die probleem wegvat nie. Sodra jy ophou met daai pil, dan sien ek dat mense weer verval in daai depressie. Maar die Here, God het 'n antidepressant. En daar's geen neeweffekte nie. En dit gaan dalk nou vir jou baie wonderlik klink of dalk snaaks klink, maar ek sien in 'n oomblik in 'n gesig hoe die Here sê, jy is soos my dokter vanmôre. En ek wil hê jy moet hierdie voorskrif gee vir my mense. Voel vir my van julle klaar gemis wat ek nou geprofeteer het. In 'n oomblik sien ek die Here sê, jy is soos een van my dokters. Gee hierdie voorskrif vir my kerk, want dit gaan baie vrymaak. Ons is nie teen medikasie nie, jy sal agterkom, ek kleer dit baie mooi in, want as jy 'n publieke spreker en prediker is, moet jy so versigtig wees, mense haal jou graag verkeerd aan. So as jy my aanhaal, doen dit net reg. Ons dank die Here vir al die hulpmiddels. Ons veroordeel niemand wat sukkel met depressie of iets soos dit nie. Maar die waarheid is dat die Here het altyd 'n antwoord. En die Here wil jou gesond hê. Kan jy amen sê? Come on. Come on, Word and Spirit familie. Die Here wil jou vry hê. God se antidepressant noem ek. En ek wil 'n groot openbaring met jou deel. Dankbaarheid. En ek wil vir jou lees, en ek het dit net vanoggend weer gelees, dit het my so geseën, Kolossense 3 asseblief, vanaf vers 15, en julle moet nou almal so mooi konsentreer, want hierdie gaan jou so seën, dit gaan jou so help. Kom ons lees dit almal saam, gereed lees, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dank, sê dit saam met my, wees dankbaar, sê dit weer, wees dank, so ek gaan nou vir jou voorskrif gee, hier gaan hy, wees dankbaar. Hoeveel van julle gaan gereeld dokter toe, en dan kos dit jou 'n klomp geld, en dan gaan jy discount toe, en dan kos dit jou eers 'n klomp geld. Ons het mense wat nou op 2, 3, 4 reekse antibiotikas is, en dan is hulle nog steeds nie gesond. Die Here het 'n antidepressant en hy het ook 'n antibiotika. En dan het ons ook maar met baie anties te doen. Vers 16, gereed lees. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Vers 17. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En ons sien die woord dankbaarheid. Ons sien die woord dank word beklemtoon. Ek wil vir jou 'n paar interessante goede gee wat die Here op my hart gelê het. Ek kan dit vanmôre met die grootste vrymoedigheid bedien. As jy my ken, sal jy weet hoe voel ek oor dankbaarheid. Ek is een van daai ouens wat liewers 20 keer, 100 keer dankie sê. Want alles wat ons het vanmôre is net genade. Kom, laat ons dit net vir mekaar sê. Nie een is beter as 'n ander een nie. Alles wat ons het is net genade. Ek wil vir jou iets wys en ek wil hê jy moet 'n foto neem en skryf dit neer soos wat ek nou lering gee hieroor.
Dankbaarheid bring verandering. Sê dit saam met my. Dankbaarheid bring verandering. Ek wil vir jou wys hoe dankbaarheid depressie teewerk. Luister. Dankbaarheid bring definitief verandering. Jy het my baie al van hierdie platform af gehoor preek, waar ek sê, dankbaarheid verander atmosfere. Wanneer jou kind dankbaar is, dan wil jy graag meer vir hom of haar doen. Wanneer jou kind ondankbaar is, dan voel jy, hey, leer eers dankbaarheid. En so voel ons maar ook in die algemeen oor mekaar en wat mense betref. 'n dankbare hart is 'n mooi hart, 'n dankbare mens is 'n mooi mens. Dankbaarheid bring verandering en ek wil vir jou 3 goed net gou gee. En dit is net kragtige lering wat jou regtig gaan seën. Dankbaarheid bring verander. Nommer 1 in jou gemoed. In Engels praat ons van mood swings. Jy sê partykeer, "Ja, maar hierdie tiener het 'n mood swing." Nee, maar moenie by die tiener stil staan nie. Ek sien party groot mense het mood swings. Jy's nou bly en oor 'n uur is jy hartseer. En baie keer dan vrouens wat swanger is, het kwaai mood swings. En toe my vrou eendag weer vir my 12:30 in die nag sê ek moet nou spookasem kry, toe sê ek nie nou nie, later. En ek koop in die grootste liefde vir haar spookasem en sweets en alles wat sy wil hê. Maar almal van ons het met mood swings te doen. So jy moet asseblief nou nie dink, jy is so wonderlik, jy het nie meer dit te doen nie. Ek wil hê jy moet jou hart en denke oopmaak vir hierdie kosbare woord. Wat doen dankbaarheid? Dit verander jou gemoedstoestand. Ek het bietjie gaan nalees. Dit word medies bewys dat wanneer jy dankbaar is, dan word daar voelgoed hormone afgeskei, soos dopamien en serotonien. Dis die goedvoel hormone, die plesier hormone. Let op, die Here het dit gemaak. Vat so 'n bietjie in jouself en sê, Here, dankie dat U my so mooi gemaak het. Snaaks so party mense partykeer teen iets praat, maar God het dit gemaak. Die probleem het ingekom, die duiwel het dit wat mooi is, lelik gemaak. So wanneer jy dankbaar is, dan verander dit jou gemoed en skielik skei jy hierdie hormone af. Die tweede ding wat gebeur wanneer jy dankbaar is, daar vind verandering plaas in jou denke. Hierdie is baie belangrik, want wanneer jy meer positief gaan dink oor jouself, dis wat ek hier neergeskryf het, gooi dit mooi daar op jou situasie en ander mense, kyk gou hier, dan gaan jy klaar beter begin voel. Kom ek verduidelik net gou. Mense wat werklik met depressie sukkel, is nooit bly oor niks nie. Een van die simptome wat van depressie is, jy kan niks meer geniet nie, jy geniet nie die lewe meer nie. Met groot empatie, maar om jou te leer, daar's mense wat nie vanmôre uit die bed uit wil klim nie, hulle stel belang in niks en in niemand nie, baie wil die Here nie meer dien nie, hy's in 'n gat. En ons weet dat die Here, kom aan, steeds die groot geneesheer is, hy's die verlosser, kan julle amen sê? Maar hier's 'n voorskrif, wees dankbaar. So ek kan nie namens jou dankbaar wees nie. Een van die eerste goed wat ons kleintjies leer is om te sê, dankie en asseblief. In konteks van hierdie woord, hey, sê dankie. Wanneer jou denke meer positief is, luister baie mooi, jy het al gehoor van positive thinking, moenie teen dit praat nie, dis baie goed. Die verskil is net, ons as kinders van die Here, pas nie net positive thinking toe nie, ons pas die woord toe. Maar deel van die woord is positive thinking. En nou is daar baie ouens, hy praat teen positive thinking en hy praat teen meditasie. Luister vriende,
Meditasie is skrif. Ons doen net nie soos die oosterse ouens, ons aanbid nie 'n Boeddha. En wat hulle doen wanneer hulle mediteer is, hulle maak hulle gedagtes leeg. En nou, dan kom daar demoniese invloede. Van buite af, luister, as jy vir die duiwel net die pinkie gee, vat hy jou hele hand. Maar die kind van die Here mediteer ook. Met ander woorde, bepeins, dink. Waar kry hulle daai goed vandaan? Van die Bybel. So, positive thinking is baie goed, maar ons wil baie graag dink aan die Here. Ons wil dink aan die woord. Ons wil ons gedagtes vul met die woord. Dis hoekom ek dit vir jou gelees het. Kan jy onthou? Alhoewel die konteks dankbaarheid is, wat was ons geleesde gedeelte? Laat die woord van Christus ryklik in jou woon. Hoe gaan jy positiewe denke kry as jy nie die woord in jou sit nie? Ontvang nou hierdie voorskrif. Ek wil enige iemand uitdaag onder die geklank van my stem wat sukkel met angs, vrees of depressie. En ek sê dit versigtig, maar ek sê dit onder die salwing as iemand wat baie jare bedien en sien hoe die Here mense vrymaak op 'n daaglikse basis. As jy vanmôre doen wat ek vir jou gee, onder die leiding van die Heilige Gees, en jy gaan dit toepas, regtig toepas, ek wil hê jy moet later kom, en dan kom getuig jy wat die Here vir jou gedoen het. Ek wil vanmôre die Here vertrou dat baie mense sal vrykom van depressie. Kan almal amen sê. Jou familie, dink, jy hoef nie eens ver te kyk nie. Kyk bietjie sommer daar na jou gesin, jou groter familie. Talle wat sukkel met dit. Mense wat hulle eie lewens neem, want hulle voel hulle sien net nie meer die lig nie. Ek wil vanmôre oor jou uitspreek, Jesus is die lig, kom aan, en ek en jy word genoem die lig van die wêreld. En die woordbediening het die vermoë vanmôre om jou denke te was en te verander. So wanneer jy positief begin dink ook oor jouself, dan voel jy beter oor jouself. Hallo? Wanneer jy heeltyd negatief dink oor jou man of jou vrou, of jou kinders, of jou werksituasie, wat gebeur? Jy raak negatief oor hulle. Die Bybel sê, soos jy dink, so is jy. As jy die heel dag dink aan jou probleem, of hoe sleg dit met jou gaan, geen wonder jy praat negatief en jy voel so sleg nie. Die waarheid is, ons het almal met omstandighede te doen, maar ons gaan hierdie voorskrif van dankbaarheid moet vat en ons gaan die Heilige Gees moet vertrou vir verandering. Jy sien, jy kry party ouens, dan sê hy, nee, dit werk nie vir hom nie, maar hy pas dit nooit toe nie. Hy's nooit in die kerk nie. Hy doen nie moeite met die woord nie. As jy dokter toe gaan, dan sê die dokter vir jou, hey, hierdie antibiotika moet jy gebruik 3 keer 'n dag of 2 keer 'n dag vir die volgende 5 dae, né? Wanneer jy pille kry of 'n stroopie kry of wat ook al, dan is daar 'n manier hoe jy dit moet gebruik en jy moet by dit bly. As die kerkman net ook so begeerte kan kry om God se antidepressant te begin gebruik. Dankbaarheid laat jou beter voel. Dankbaarheid gaan jou denke verander. Dankbaarheid gaan jou atmosfeer by die huis verander. Dankbaarheid gaan jou huwelik beïnvloed. Dankbaarheid gaan jou verhouding met jou kinders beïnvloed. Dankbaarheid gaan jou situasie by die werk verander. Wat doen dankbaarheid? Dankbaarheid bring verandering in jou emosies. Skryf gerus hierdie neer. Dit bevorder positiewe emosies soos geluk, liefde, vreugde, kyk wat het ek daar geskryf, en vergenoegdheid.
To be content. Ons het almal met emosies te doen. So mense wat regtig gebind is met depressie, is altyd hartseer, is altyd ongelukkig. Hulle is altyd kwaad vir iemand, vir hulle self, vir 'n situasie. Miskien het daar iets leliks gebeur, daarom sê ek dit oor en oor, ek het groot empatie, maar ek kan vir jou verseker, Jesus wil nie jy moet so bly nie. En dis die probleem, wanneer jy dit begin regverdig, en jy wil nie verander nie, jy wil nie vertroosting hê, dan is jy daar waar die duiwel jou presies wil hê. Want selfs die kind van die Here het met depressie te doen. Kom aan, laat ek dit vir jou mooi oopmaak. Selfs die kind van die Here het met angs te doen. Selfs die kind van die Here het met vrees te doen. Selfs die kind van die Here het met siekte te doen. Selfs die kind van die Here het met hartseer te doen. Maar die goeie nuus is, ons het die Heilige Gees en hy is ons helper. Hy is ons trooster. Kom aan, hy wil ons vrymaak. Hoor jy hoe mooi is dit? As jy net vanmôre hierdie voorskrif regtig wil vat, en sê ek wil nie langer meer so wees nie. Kry jy 'n ander ou, hy stap uit en sê, nee, dis hoe ek wil wees. Hy sê dit nie, maar in sy hart is dit so. En hy's gewoond aan daai tipe aandag. Wat gaan Jesus vir jou sê? Presies wat jou pastoor vir jou sê. Ek verteenwoordig hom, hy gaan vir jou sê, ek wil nie jy moet so wees nie. Ek is lief vir jou, ek is jammer vir jou, ek gee om vir jou, maar ek het gekom sodat jy kan lewe en in oorvloed lewe. Kom aan, geliefde, dis God se wil, dat ons almal geseënd en gesond sal wees. So wat doen dankbaarheid? Dit bring verandering in jou gemoed, kyk mooi, in jou denke en in jou emosies. En ons almal moet vanmôre vir die Here vra, Here, genees ons ook emosioneel. Want ons het almal met seer te doen. Glo my. Ek en Teresa kan dan vir jou stories vertel van seer kry. En verwerping. Maar wat sou geword het van hierdie bediening, of wat sou geword het van die werk van die Here, as ons moes kies om in 'n gat te sit, omdat iemand ons te nagekom het? En is klomp mense wat dit nou moet hoor. Mense het jou te nagekom, seer gemaak. Jy gaan moet vergewe. Met die hulp van die Heilige Gees kan jy vanmôre ook kies saam met my om dankbaar te wees in alles. Kyk vir my. Daar's vanmôre mense, hulle kla oor hulle werke. Maar daar is iemand anders wat uitroep en sê, o God, gee my net 'n werk. Ek soek so 'n bietjie meer reaksie, hierdie woord is kragtig. As vanmôre mense wat kla oor familie, en jy's negatief oor hulle, daar's ander wat sê, o God, voorsien tog vir my ook 'n familie. As vanmôre mense wat kla oor hulle huisie, en hulle woonstelletjie, en ander roep uit en sê, o God, voorsien net vir my eie ou plekkie. As vanmôre mense wat kla met die wit brood onder die arm, vanmôre moet ons dalk net weer, kom aan, ons hande oplig en sê, dankie vir alles, Here. Kom aan, elkeen, leer jou kind, leer jou kleintjies van kleins af. Wanneer jy dit doen, kyk vir my, dan begin jy beter voel oor jouself en oor die situasie waarin jy is. Hoekom sou die Here hierdie goed voel hormone gemaak het? Vir 'n rede, sodat jy kan goed voel. Maar die waarheid is, enige iets buite Christus, kyk gou hier, buite die woord van God is nooit blywend nie. Sekere goede kan jou vir 'n oomblik laat bly voel, maar as jy nie waarlik blydskap het, die blydskap as vrug van die Gees nie, dan is dit nie blywend nie. Want jy sien, die kind van die Here is bly nie net wanneer hy iets kry nie. Ek is bly omdat die Here my bly maak. Kom aan, ek is bly omdat ek gered is deur die genade van die Here. Geen wonder die apostel Paulus kan bly wees in die tronk nie. Hoe is jy bly in 'n tronk? Hy skryf oor blydskap in die tronk.
God se antidepressant, dankbaarheid. Ek wil vir jou praktiese toepassing gee, gooi dit vir ons net so op. Nommer 1, beoefen jou daagliks in dankbaarheid teenoor die Here en mense. Al hierdie jong mense, luister na Pastoor Henry, leer om van die oggend tot die aand dankie te sê. As jy iemand is wat nie genoeg bid nie, kan ek vir jou dadelik sê, jy's ook iemand wat nie genoeg dankie sê nie. Luister mooi, as jy 'n bidder is jy iemand wat baie dankie sê. Vandat ek wakker word, totdat ek gaan slaap in die nag, en in die nag, as ek my kry, sê ek altyd dankie, oor en oor en oor. As iemand vir my ietsie doen, sê ek dankie en weer 'n keer dankie. As jy my ken, nogmals dankie. Jy kan maar kyk. 'n dankbare mens is 'n gelukkige mens. Dankbaarheid kom teen depressie. Wat sê ons nou vir die persoon wat deur 'n baie moeilike tyd gaan? Ons het meegevoel met hom. Maar ons wil net die persoon moet so bly nie. So vat hierdie voorskrif en begin jou beoefen in dankbaarheid. Wil jy nie vandag weer vir die Here dankie sê vir die redding van jou siel? Ek het jou reeds daarin begelei. Wil jy nie vir die Here dankie sê vir die kerk? Kom aan, vir so 'n pragtige kerk, 'n lighuis, en dat ons die vryheid nog het, kom aan Suid-Afrika, om die Here te kan dien nie. En dan is daar steeds mense wat nie eens kerk toe kom nie, en ons het die vryheid. Ek het 'n verskriklike ding gepost, en ek was gelei deur die Heilige Gees om dit te doen. Waar iemand doodgestenig was, en is nie lank terug nie. Dis goed wat gebeur, maar ons mense weet niks van dit nie, want ons beleef dit nie. En ek het 'n profesie vrygestel, jy kan alles gaan kry daar op my sosiale media, waar ek die kerk vriendelik waarsku, want vervolging gaan kom. En baie van ons mense in Suid-Afrika gaan nie gereed wees nie, want as jy nie nou kerk toe kom, in leksheid, in vryheid, wat dink jy gaan doen as vervolging aan jou deurklop? Wat gaan jy maak? Kom aan, wees eerlik. Op 'n wrede manier, doodgestenig, omdat hy vir Jesus lief is. Groot is sy loon. Dan sê ek, Here, my hart huil vir sogenaamde Christene, wat so laks geword het, hulle wil nie as die Here dien, hulle kom nie as kerk toe nie. Hoe gaan jy hierdie antidepressant van dankbaarheid toepas? Jy gaan elke dag jou begin beoefen daaraan. Kyk jy, skryf dit neer. Fokus meer op wat jy het. Want party ons fokus so op wat hy nie het nie. As ek net 'n beter vrou kon hê. As ek net 'n beter man kan hê, maar jy dan voor die Here en voor die pastoor gesê, I do. Nou 'n paar jaar later, wat gaan nou aan in jou lewe? Jy het gesê, voor God, I do. Tot die dood ons skei. Is dit nie wat jy gesê het nie? Mense skei nou soos niks. Begin meer fokus op dit wat jy het. Sê vir die Here dankie vir goeie gesondheid. Kom aan, vat so 'n bietjie in jouself, sê Here baie dankie. Want weet jy wat maak jou ongelukkig wanneer jy jou vergelyk met ander? Ek preek goed, jy moet mooi luister. As jy jou vergelyk met ander, dit bring ongelukkigheid. Hoekom kan ek nie dit hê nie? Hoekom kom ek nie so wees nie? Hoekom fokus jy nie op dit wat God vir jou gegee het en sê vir hom dankie daarvoor? En as jy weer vir die Here begin dankie sê vir jou mooi vrou, dan word sy ook sommer mooier vir jou. Miskien moet ek nou, want ek kyk in die gees. Ek kyk sommer ver. Daar's party ons, jy kyk vir ander vrouens, jou eie vrou is nie meer mooi vir jou. Ekskuus, ek moes dit sê. Geen wonder huwelik werk nie. Want jy laat daai prentjies toe. Nou is jou vrou nie meer goed genoeg nie. Dis hoekom pornografie so 'n verskriklike ding is, dit verwoes huwelike. Want ons word almal ouer. Het jy agtergekom? Daarom het ons groot empatie met senior mense. Ons word almal ouer.
Hoekom sê jy nie weer vir jou man, hey man, jy is nog handsome vir my, jong. In plaas van papaitjie. En jy kan nie verstaan hoekom hy so papaitjie is nie. Hou op met papaitjie en mamaitjie. Begin fokus op wat jy het. Here, dankie vir goeie gesondheid. Baie dankie vir die lekker broodjie wat ek het om te eet. In plaas van dat jy kla. Here, baie dankie vir my mooi klere vanmôre. Prys die Here. Daar's mense vanmôre wat niks het nie. Here, baie dankie dat ek my eie tande kan borsel. As jy nie jou eie tande borsel, jy ten minste jou eie valstande borsel, maar jy kan dit nog doen. Elke dag van my lewe, dis hoe ek bid. Ek spandeer soveel tyd in gebed, maar danksegging is so deel van my gebedslewe. Ek is so beoefen in dankbaarheid. Here, dankie dat ek my eie hare kan was. Dankie vir mooi hare. Jy sien, nou as jy by hare, nou bid jy oor hare. Here, baie dankie vir shampoo. As ouens wat nie shampoo het nie. Dis net genade. Kom aan, wanneer ons geseënd is. Here, baie dankie dat ek nog my tone kan raak. Maar elke keer in die store, dan doen ek dit so 'n paar keer. Want as vanmôre ouens wat dit nie meer kan doen nie. As vanmôre mense wat krul van pyn, kom aan kerk, ek bring vir jou wonderlike woord. God se antidepressant is dankbaarheid. En as jy reg deur die dag vir die Here en vir mense begin dankie sê, voel jy beter. Fokus weer op wat jy het en hou op om te fokus op wat jy nie het nie. Hou op om te praat oor jou skedonk. Daar's ander wat sê, o Here, kan ek net asseblief my eie karretjie kry? Hoekom praat jy so? Want die feit dat jy 'n kar het, maak dat jy klaar meer bevoorreg is as baie ander. Dis vanmôre mense wat loop kerk toe. Here, dankie vir oë, dankie vir ore. Dankie vir hande wat nog werk. Dankie Here vir voete, dankie vir bene. Dankie vir 'n gesonde brein, want vanmôre is daar mense wat se breine nie meer werk nie. Kan jy sien dat dankbaarheid is iets wat jy daagliks moet beoefen? Moenie vir my sê jy's 'n dankbare ou, maar ek hoor dit nooit uit jou mond uit nie. Hoekom nie vir iemand sommer net skryf vandag en sê, hey pastoor, baie dankie. Hey Willie, dankie. Hey, vir die musikante, ja, dankie. Vir almal wat iets doen hier by Word and Spirit, ons hele klank en multimedia spanne wat van vroeg af weet. Hey, baie dankie julle. Vir al die bidders wat vanmôre al vroeg kom bid het. Vir jou, vir hierdie diens, baie dankie. Sien? Moenie sê jy's 'n dankbare ou, maar ons hoor dit nie. Ons moet nou die daad by die woord sit. Ek wil vanmôre vir almal by Word and Spirit sê, baie dankie. Dankie vir jou mooi hart. Dankie vir jou mooi gesindheid. Dankie vir almal wat gee. Dankie vir almal wat gehoorsaam is. Jou pastoor is net 'n dankbare ou. Dit beteken nie, daar's tye waar ek ook maar 'n bietjie afvoel nie. Ons het almal met omstandighede te doen. Maar dankbaarheid maak jou 'n gelukkige mens. As jy heeltyd praat oor hoe sleg dit gaan, dis geen wonder jy lyk so nie. Dis heeltyd wat uit jou mond uitkom. Alright, so kom ons praat daaroor en dan bid ons daaroor. En dan sê ons vir die Here, dankie vir dit wat ons wel het. Jy wat 'n besigheid is, kom aan, hier soveel sake ons wat so geseënd is. Wanneer laas het jy 'n dankoffer gebring omdat God jou so seën? Nie net jou tiende nie. Hy seën jou dan bonatuurlik. Bring sommer 'n dankoffer bo op dit. Ek sien dat die Here hou baie van dankbaarheid. Kan ek vir jou 'n groot openbaring gee wat die Here met my gedeel het? Die hemel gaan vol dankbare mense wees. Kan jy dink die hemel is vol mense wat kla en ondankbaar is? Nie die hemel nie.
So wanneer jy weer gesels vandag of kuier en ouens is ondankbaar en sê, ekskuus, ons wil nie verder daaroor praat. Ons wil net vir die Here sê dankie vir alles, vir sy goedheid, vir sy guns, vir sy genade, vir sy liefde. Dank die Here vir so 'n geseënde gemeente. Dank die Here vir sy woord wat ons verander. Jy gaan geen verskil maak as jy nie 'n dankbare ou is. Want Gees dra oor. Wanneer jy dankbaar is, weet jy wat gebeur? Jy verander atmosfeer. Ons stap in huise en ons verander atmosfeer. In plaas van om te fokus op die slegte, sê ons, wow, wat ek doen baie keer, ek gaan in 'n kind se kamer en sê, kom wys gou vir pastoor. Wow, kyk jou kamer, al lyk hy kamertjie, hoe? Weet jy wat doen dit vir daai kleintjie? Wow, pastoor sê, my kamer is mooi. En vir julle wat nou al groot geword en sy kamer nie mooi is, ek bedoel nie netjies is nie, maak hom netjies. Vir al die tieners. Lig jou hande en sê, Here, maak my dankbaar, kom aan. Kan ek sien, geniet julle hierdie kragtige teaching. Jy kan dit met die hulp van die Heilige Gees verander. Hoe? Jy kan ophou om so te kla oor alles. Want dit is net nie lekker om by party ouens mee te kuier nie, want dis altyd 'n gekla. Ons weet dinge is nie lekker in die land, maar nou moet ons dit heeltyd by jou hoor, oor en oor en oor. Weet jy waaroor bid ons? Dat die Here ons land sal verander, dat die Here herlewing sal bring. Kom aan, dat die Here sy mense sal seën. En jou pastoor werk so hard om hoop te bring. God se anti-depressant. Wees dankbaar. Dis asof hy dit nie opsioneel maak nie. Begin weer vir hom dankie sê vir wat jy het. Yes, kyk net hierdie kouse. Ja, check net hierdie Snickers. Alles wat ons het is net genade. En weet jy, ou wat dankbaar is, sy hand gaan ook sommer makliker oop. Want jy weet wat jy het is net genade. Kom aan, dis hy wat goed is. Jy wil graag gee. Ou wat klaar is, soos, ek het niks nie en ek gee ook niks nie. En jy kom hier agter hoe lelik raak jy nie. Kom aan, jou pastoor preek goed, ek wil jou help. Ouens wat ondankbaar is en synig word, raak lelike ouens. Dis gewoonlik hulle wat jaloers is op mense wat geseënd is. Maar hoekom begin jy nie ook dankbaar raak vir dit wat jy wel het, want as iemand anders wat nog minder as jy het. En dan kyk hoe God jou seën, en hoe hy alles begin verander. Mag die Here my en elkeen van ons mense help, om dankbaar te wees, om ons seëninge te tel. Mag die Here jou vry maak, jy wat sukkel met depressie. Mag jy vanmôre sê, ek ontvang die woord met alles in my. Mag jy hierdie voorskrif nou vat en aanwend, toepas, en kyk hoe die Here alles gaan begin verander. Ek sluit af hiermee, daar is geen neeweffek by God se antidepressant. Enige pil wat jy gebruik, luister mooi, het neeweffekte. Kykie, jy gebruik hierdie pil vir daai pyn, maar nou maak daai pil tas jou niere aan. Daar's altyd neeweffekte. Maar dankbaarheid het geen neeweffek nie. Kom aan, dankbaarheid is aansteeklik, julle. As iemand weer vir jou iets mooi sê, sê dankie. Nie om so snaaks aankyk nie. Iemand jou bless met 'n koffie of 'n teekie vanmôre hier by die koffieshop. Sê dankie. Hey, gee sommer 'n drukkie. Baie dankie. Word in spirit is dankbare mense. Ons wil nie hê dat van ons mense, en ek spreek dit aan, 'n klomp klaarkouse is nie. God se mense is mooi mense, vol dankbaarheid. Ten spyte
van omstandighede. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat hierdie woord, Here, ons lewens verander. Dankie dat u woord ons omstandighede verander. En Here, ek bid dat hierdie kragtige woord, hierdie voorskrif, talle mense gaan genees en vrymaak. En Here, dat u naam net verheerlik sal word. Ek bid spesiaal, Here, met meegevoel vir mense en vir ons almal wat van tyd tot tyd maar ook moeg voel of depressief voel. Here, dat ons daai sal afskud in u naam. En dat ons met dankbaarheid die Here sal loof en prys totdat u ons kom haal. Kom aan, lig jou hande en sê, Here, help my, help my, help my, help my. Kom aan, elkeen nou, daar by die huis, kom elkeen, Here, help my om 'n dankbare mens te wees. Kom aan, bid dit. Help my om 'n atmosfeer, 'n atmosphere changer te word. Dankie, Here, in Jesus naam. En almal sê, amen. Kom aan, klap 'n bietjie, kom juig 'n bietjie. Kom aan, gee die Here prys en lof. Woe, halleluja. Ek wil hê ons moet iets doen, ek sien dit in die gees en die gesig. Staan gou vir 'n oomblik. Hulle wat sukkel om te staan, help hulle. Ek het dit nie beplan nie, ek sien dit net. En ek wil hê, net soos wat ons die kerk leer om te bid en om te getuig, en so wil ek jou nou leer net om dankie te sê. Sê vir so 2 of 3 ouens, sommer net dankie vir wie jy is. Kom, stap so 'n bietjie rond. Kom, stap so 'n bietjie rond. Kom, stap so 'n bietjie rond. Kom, stap so 'n bietjie. Hey, dankie vir almal. Hey, baie dankie. Kom, stap so 'n bietjie. Kom uit jou stoel uit. Die lieflike teenwoordigheid van die Here is hier. Uit my hart uit wil ek vir elkeen weer, ek het al net weer sê dankie. Vir elkeen, van die sekuriteit, tot die deurwagters, tot die diakens, tot die ouderlinge, pastore, almal, Etta, Teresa, Jonathan, Kylie, Bernard, yes, almal wat so getrou is, Armand, Louis, en daar's nog 'n Louis, elkeen, die musiekspanne, elke leier, in hierdie week het talle saam met my gebid in hierdie kerk, God se naam aangeroep vir jou, sometimes you don't know what we do, maar het ek nie ook vir jou gelees, wat jy ook al doen, ek moet nou klaar maak, ek moet amper die tweede diens begin, doen dit tot eer van die Here. Want hy gaan jou beloon. Wat jy ook al doen, doen dit tot eer van sy naam. Nikki, baie dankie vir die blaadjie. En dan kry ek ons, ek moet nie dit doen nie, ek wil nie dit hê, ek sal dankie sê. Jy kan my nooit stop om dankie te sê. Maar ek is 'n gelukkige ou. Begin vir jou vrou en man weer dankie sê. Begin vir jou kinders. Stuur sommer net 'n boodskap en sê ek wil net sê dankie. Onmiddellik het jy hulle aandag. Want as party, en is maar in elke familie so, ek voel dis altyd hulle wat moet doen en gee. In 'n gemeente is daar 'n kernwillie, weet jy wat elke dag, wat elke week gee. Maar ons kla nie, want wat ons doen ons vir hom. Jy gaan agterkom, neem jou sitplek, jy voel klaar sommer beter. Want hierdie dankbaarheid is God se antidepressant. Nou gaan ons 'n geseënde offergawe opneem met dankbaarheid.
En jy wat nog nie die Here se tiende gee nie, kan ek vir jou vra, begin dit doen met dankbaarheid. Sit vir ons die ligte aan. Gee met dankbaarheid. Want die Bybel sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Help my gou nog preek, en dan is ek nou klaar vir die eerste diens. Draai gou na iemand toe en sê, is jy 'n blymoedige gewer? Kom, vra vir iemand. Is jy regtig 'n blymoedige gewer? Hier's party ons, hulle antwoord nie nou nie.